angsaanvalle teenoor paniekaanvalle. Nou Anton, kyk, meeste mense dink dis een ding. Ek het op 'n stadium selfs in my lewe ook gedink dis maar net twee verskillende maniere om iets te sê, maar goed. Kom ons begin met die terminologie van die twee voor ons praat oor presies waarvan praat ons. Die belangrike onderskeid is om te onderskei in die eerste plek wat is angs en wat is paniek. Voor ons te begin die woord aanval ook inbring. En ek dink dat ons het angs in verskillende situasies waar ons uitgedaag voel, om dit ligtelik te stel, en dit kan angs wees oor 'n toets wat opkom, angs wees oor 'n projek by die werk wat klaargemaak moet word, angs oor iemand wat wil hê ons moet hulle geld teruggee wat ons geleen het 3 jaar terug, wat nou op ons deur kom klop. En daardie angs kan baie keer vir 'n kort tydjie daar wees, as ek die toets klaar geskryf het of as ek nou die geld uitgehaal het en dit terugbetaal het, dan is die angs baie ligter en ek voel baie verlig. Maar dit is baie die ervaring van iets wat opbou en ons kry kroniese angs, met ander woorde iemand wat in 'n werkplek is waar daar voortdurende druk en spanning is. Maar dit is soos 'n kom ons sê 'n stadige drup van 'n kraan. So met ander woorde, dis nie dat daar 'n groot hoeveelheid goed gelyktydig gebeur het nie, maar dis 'n klein straaltjie wat uitloop, maar dit maak die bad of die emmer vol. So dit is dat daardie gewig op jou skouers dra en dit voel of jy al swaarder en swaarder dra. Angs het ons ook as deel van 'n algemene angsstoring. Dis een van die diagnoses wat daarmee saamgaan. En natuurlik ook sal ons kyk na iets so sosiale angs, waar jy in 'n situasie moet ingaan waar daar baie mense is of in 'n mall waar dit besig is en dit is lawaaierig en so voort en jy het angstigheid om daarin te gaan en dan vermy jy dit baie. Paniek is as daardie angs baie meer intens word. So paniek is soos 'n skrikreaksie. As ek hou nie van deure wat toeslaan byvoorbeeld nie, of 'n hond wat skielik langs my blaf nie, want gewoonlik spring ek deur die dak en ek sê 'n paar goed wat ek nie onder ander omstandighede sal sê nie, maar dit is in daai oomblik wat dis amper asof iets my net trigger en ek skrik, nê? En paniek is baie soortgelyk. So paniek is 'n baie intense ervaring wat jy ervaar wat geweldige ongemak veroorsaak, emosionele ongemak, fisiese ongemak. En 'n belangrike onderskeid tussen 'n angsaanval en 'n paniekaanval is dat die angsaanval word nie so as 'n diagnose gegee in ons handleiding van geestesgesondheidsprobleme nie. Dit word beskryf as deel van byvoorbeeld kroniese angs of algemene angsversteuring, sosiale angs en so voort, waar 'n paniekaanval baie duidelik beskryf word as 'n diagnose. En die rede daarvoor is die intensiteit daarvan. Dit is soos 'n hou wat iemand jou in die maag gee. Dis nie die kraan wat loop nie, dis die damwal wat bars. En ewe skielik kom al hierdie water gelyktydig uit. Dit voel oorweldigend. Die intensiteit is nie net alleen so erg nie, maar in daardie oomblikke glo hierdie persoon dinge soos byvoorbeeld ek gaan nou 'n hartaanval kry. Ek gaan nou 'n beroerte kry. Ek gaan nou duiselig raak in die omval en ek gaan nie weer wakker word nie. Ek verloor my kop, weet ek raak nou gek in hierdie oomblikke. Want die intensiteit is daarvan baie groot. En nog 'n belangrike onderskeid tussen die twee, soos ek nou gesê het, die kraan wat drup, 'n angsaanval kan voortduur vir ure en selfs dae. So dis nie nou in hierdie intense ervaring wat jy ervaar nie, daar is 'n intensiteit daaraan en jy voel ook fisies dat jy baie nie kan asem kry nie of jy voel geweldig dat jou spiere saamtrek en dat jy jou maag word geaffekteer of jy slaap baie sleg. Maar die paniek is weer eens baie meer intens en die meeste daarvan is gewoonlik baie kort, so tussen 5 en 30 minute wat 'n paniekaanval duur, maar die ervaring daarvan is dat jou hart regtig uit jou bors uit wil spring of jy kry hierdie pyne in jou borskas. Jou asemhaling is baie vlak en dis amper asof jy hiperventileer of dalk regtig dat jy nie kan asem kry nie. Jou liggaam mag sweet, jou hande mag vreeslik bewe. Jy kry hierdie gevoel net in terme van alles
is nou besig om uit te bars uit jou liggaam uit en dis daar ervaring van jy kan dit glad nie beheer nie. En dit is nie noodwendig daar 'n rede is daarvoor nie. Daar is nie 'n toets wat geskryf moet word of so nie. Baie keer is dit ook net iets wat net sonder enige rede kan plaasvind. En dit is wat vir mense dit verwarrend maak. Hoekom kry ek dit as daar niks is wat regtig vir my in hierdie oomblik bedreig nie? Daar's iemand wat my jaag met 'n mes nie, om nou 'n ekstreme voorbeeld te vat. Daar's nie nou druk by my werk nie. Alles gaan goed werk in my werk, dit gaan goed in my huwelik. Maar nou kry ek ewe skielik hierdie paniekaanvalle. En dit is baie moeilik om altyd vir persone 'n verklaring te gee waarom dit gebeur. Waar met 'n angsaanval kan ons sê, maar jou werk sit baie druk op jou. Weet jy, daar is sekere dinge wat nou al vir baie lank uit plek uit is as dit kom ons sê jou finansies of met jou studies. En nou probeer jy inhaal wat jy dit nou so lank uitgestel en dit veroorsaak baie angs en dit voel vir jou asof jy net die hele tyd onder hierdie druk is wat jou so in 'n greep vashou. Die groot probleem vir my is Anton dat baie mense sal vir ons skryf en sê, "O ja, jy weet ek kry paniekaanvalle, ek ken dit tog so goed, ek kry sommer 5 'n dag", né? Kan jy net gou-gou van 'n meer mediese fisieke gesondheidsvlak en geestesgesondheidsvlak, want ek bedoel ja, dit is dit mense moet dit laat stop. Hulle moet gaan iets doen omtrent dit baie dringend eintlik, want voel vir my jou lyf is besig om iets vir jou te sê. Absoluut. Kyk, alhoewel ek sê dit is nie noodwendig moontlik om presies te sê waarom 'n paniekaanval gebeur nie. Dit kan baie keer saamgaan met probleme soos depressie. Dit kan saamgaan met posttraumatiese stres. Dit kan selfs saamgaan met sekere fobies, sodat jy 'n fobie het en daar gebeur iets of jy sien iets of jy ervaar iets en dan kry jy 'n ernstige paniekaanval. So ek sê nie noodwendig dit het glad nie oorvleelings met ander geestesgesondheidsprobleme nie of diagnoses nie. Dit is net nie dat ons altyd kan sê presies hoekom dit gebeur nie. Die ervaring daarvan is geweldig ongemaklik. Dit is regtig nie lekker om 'n paniekaanval te kry nie. Angs is ook ongemaklik, absoluut. Maar so gesê het angs kan mens baie keer sê, weet jy wat, as dit afgehandel is, die werk, die akademie, die toets, die geld wat ek vir SARS skuld of wat dit ook al mag wees, dan is die angs baie minder. Maar met 'n paniek is dit regtig asof iemand jou in die maag slaan en in die maag slaan. En as 'n persoon 'n gereelde paniekaanvalle ervaar, dan dink ek is dit regtig nodig om hulp te kry daarvoor. Jy gaan nie 'n hartaanval kry nie. Jy gaan nie 'n beroerte kry nie. Jy gaan nie jou kop verloor en maar raak nie. Maar dit het 'n impak op jou sosiale interaksies met ander mense. Dit het 'n impak op jou selfvertroue om uit te gaan en dinge te doen, want nou is die vrees daar as ek in die lesingsaal ingaan, as ek by die werk gaan instap, as ek winkel toe gaan. Wat as ek 'n paniekaanval kry? So dis nie net die paniekaanval nie, maar nou is dit die vrees ook dat jy dit gaan kry wat daar is. En ek dink die belangrikheid is dit regtig, dit het 'n impak op persone se funksionering op al hierdie verskillende terreine van hulle werk. Dit het 'n impak op mense se funksionering op al hierdie aspekte van hulle lewens, maar natuurlik ook op jou eie selfvertroue, want nou het jy nie meer die selfvertroue om die dinge te doen wat jy in die verlede so goed gedoen het nie. En ek dink die belangrikheid vir beide, of dit angsaanvalle of paniekaanvalle is, hulp is beskikbaar vir beide. Die hulp mag dalk verskil. Vir angs gaan mens dalk baie meer kyk oor dinge soos vir beide dalk soos vorm van terapie soos kognitief gedragsterapie of soortgelyke terapie wat mens dink oor jou gedagtes en jou ervarings en hoe mens sekere dinge doen wat dalk anders te kan wees om die druk of die angs minder te maak of die angs wat oorgaan na paniek toe op maniere te hanteer wat vir jouself rustig maak om te kyk na jou gedrag. En dele daarvan met paniek kan byvoorbeeld wees asemhalingsoefeninge. Dit kan wees ook in terme van om stelselmatig na plekke toe te gaan waar jy bang is om na toe te gaan want jy's bang na 'n paniekaanval saam met iemand wat vir jou kan rustig hou, wat kan vir jou
Weet net sê kom ons doen dit nou stap vir stap, kom ons doen dit geleidelik. En dan dink ek ook dinge soos byvoorbeeld sekere medikasies kan ook baie goed wees vir paniekaanvalle. Met angsaanvalle sal mens ook dink oor dinge soos mindfulness. Met ander woorde om net bewus te wees van jou omgewing, net om rustig te wees in 'n oomblik wat jy jouself net grond in die hier en nou en ook te dink wat is die manier om jou stres nie alleen beter te verstaan nie, maar ook te weet wat is die spesifieke dinge wat daai stres, daai angs veroorsaak en hoe hanteer jy dit beter? En Anton, net om weer in te bring van hoe ons brein en ons lyf een is. Albei van hierdie aanvalle sit in jou lyf. En ek dink baie keer dink ons, dit is in my kop, ek is nog besig om soos jy sê, ek voel asof jy gek word. Maar dit sit in jou lyf, so baie kan gedoen word deur ek weet dit is klisjées, maar as mense ons moet nou maar begin hiermee, né? Om reg te eet, om te oefen, om te stap. Jy hoef nou nie mal te gaan nie. Ons wil nie hê jy by die Olympics deelneem nie. Jy hoef ook nie maraton te doen nie. Jy moet net begin beweeg. Hoe meer jy beweeg, hoe meer gaan jou lyf ontspan en hoe minder is die kanse om een van hierdie aanvalle te kry. Is ek reg? Ekskuus, ek wil nou nie vir jou uitpraat nie. 100%. Ek sit hier en koffie drink, nee, maar dalk moet jy jou koffieinname beperk of jou alkoholinname en die oefening gedeelte altyd 100% reg. Ek dink ook net weer om 'n plek te kry waar jy kan praat met iemand daaroor want anders krop jy dit op en dit raak dan amper soos 'n bottel Coke wat geskit word en dis net of 'n bottel champagne dalk. En dit raak net hierdie druk wat opbou binnekant jou. En ek dink soos byvoorbeeld die alkohol of selfs medikasie, soms wil mense net ontsnap daarvan en dit kan lei dat jy dan begin middels gebruik of alkohol misbruik. Net om asem te haal, net om te ontspan, net om weg te kom vir 'n paar oomblikke daarvan en dit kan natuurlik ander probleme ook veroorsaak. Ek dink wat ons ook baie goed moet verstaan is dat jy het ook nodig om amper jy het ook nodig om terug te gaan na ander tye in jou lewe waar jy dalk deur moeilike tye gegaan het. En vir jouself krediet te gee om te sê maar ek was al deur vorige eksamens en ek het dit alles oorleef, maar ook ek het nie so sleg gedoen soos wat ek gedink het ek sou doen nie. So al daardie negatiewe vooruitskattings wat ons maak, dra natuurlik by tot ons ervarings van angs en natuurlik ook tot paniek. Maar om vir jouself krediet te gee van wat jy al bereik het, kan ook vir jou help met jou eie selfvertroue en net ook te sê ek kan ook hierdie oorkom. En net weer eens, ek wil net bevestig dat moenie dit los nie. Dit gaan jou isoleer en jy gaan dit erger ervaar. Ja, dis albei van hierdie is baie intens. Ek dink nie ons wil dit enigstens onderskat nie of dit angsaanval, paniekaanval is. Mense voel regtig baie platgeslaan hierdeur. Dit is twee verskillende tipe dinge, maar of dit nou kroniese angs is, langtermyn en dit affekteer jou oor dae, nie net oor ure nie, of dit 'n paniekaanval wat hierdie intense ervaring is en werklik baie oorweldigend is. En ek het heelwat kliënte wat al keer op keer hospitaal toe was omdat hulle geglo het hulle het 'n hartaanval, want dit is die intensiteit daarvan dat hulle glo hulle gaan nou enige oomblik hierso neerslaan en hulle hart gaan staan. Maar dit is 'n paniekaanval en dan voel hulle baie keer teleurgesteld as die dokter vir jou sê dis sielkundig, dis nie jou hart nie, want dit voel so fisies. Maar die dokter praat die waarheid. Dit is jou liggaam wat so reageer in hierdie oomblik. Maar dit is nie noodwendig dat jy daarmee hoef saam te leef nie. Daar is maniere sielkundig met die regte medikasie ook soos nodig, nie noodwendig altyd nie, wat regtig die angs en die paniek kan wegneem, kan minder maak, dalk nie heeltemal wegneem nie, maar ook dit meer, ek wil amper nie eers sê beheerbaar maak nie, maar meer bestuurbaar maak. Ek hou so van bestuur. Bestuurbaar is altyd die beste woord. Mense, as julle enige vrae het, jy kan 'n e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer. Al sy besonderhede is beskikbaar by hierdie gesprek, so gaan kyk gerus daar. Deel die gesprek. Soos altyd, mens weet nooit wie het nodig om hierdie te hoor nie. En dan, onthou, kyk mooi na jouself.